Hier uit 1 Johannes 3 word ons gekonfronteer met hierdie vraag: wat is liefde? En die eerste antwoord wat ons kry, is dat liefde nie haat is nie. Dit is die teenoorgestelde van haat. En dan sal jy nou vir my sê, maar is dit nie vanselfsprekend nie? Of soos ons Engelse vriende sê, stating the obvious. Miskien ja, maar ek dink baie mense maak 'n denkfout wanneer dit kom by liefde en haat. Mense skep vir hulle self 'n grys area. En dit is altyd 'n vloeibare grys area, want hulle verander dit soos en wanneer dit hulle pas. Hulle het feitelik altyd ook dubbele standaarde wanneer dit hierby kom. Baie min kinders van die Here sal van 'n ander persoon prontuit sê, ek haat so en so, behalwe dalk in 'n oomblik van woede wat hulle dit tog nie bedoel nie. Maar ons ken daarom genoeg van die Bybel om te weet, haat is nie God se wil vir ons nie. Dit is nie God se hart nie. En Johannes skryf tog immers vir ons, God is liefde. En soos ons op verskeie plekke hier in sy eerste brief gelees het, weet ons dat haat onaanvaarbaar is. Dit is nie dat dit net nie by 'n kind van God pas nie, dit is onaanvaarbaar. En daarom sal ons nie sommer 'n toegewyde gelowige kry wat erken dat hulle iemand haat nie. Johannes begin in sy brief al daar in hoofstuk 2, en daar stel hy dit nog so ietwat diplomaties. Hy skryf in hoofstuk 2 vers 9, as iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. En onthou dat Johannes die woord broer gebruik as 'n sinoniem vir medemens. En dan in 3 vers 15 raak hy baie ernstig en reguit, daar waar ons gelees het, elkeen wat sy broer of sy medemens haat, is 'n moordenaar. En in hoofstuk 4 vers 20 gaan hy nog verder, en hy sê, as iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Met ander woorde, iemand wat sy medemens haat, lieg. Hy jok vir jou as hy sê hy het God lief, want Johannes sê die twee loop nie saam nie. Haat, of anders gestel, die gebrek aan liefde, is die bewys van 'n onbekeerde lewe. Dit is die ou mens, sondaars leef so. Dit skryf Paulus vir Titus daar in hoofstuk 3 vers 3. Hy skryf, vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Paulus verwys na die tyd voor iemand se bekering. En weet jy wat pas ook nie by 'n kind van God nie? Gekamoufleerde haat, verbloemde haat noem die skrywer van Spreuke 26 vers 24 dit. Hy sê, iemand kan sy haat verbloem met wat hy sê, maar binne hou hy by sy valsheid. Haat wat verbloem is, wat weggesteek is, wat gekamoufleer is nog steeds haat. Ons moet asseblief nie dink ons kan hiermee wegkom nie. Iemand wat met haat en met grys areas tussen liefhê en haat speel met vuur. Luister vandag na die woord van God. Die Hebreërskrywer skryf in hoofstuk 4 vers 12, die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. God kyk in ons harte in. Ons kan niks vir hom wegsteek nie. En hy roep ons op om in liefde te leef. Kom ons bid saam. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad, die pad van liefde. Amen.